Goeiemôre julle. Vanoggend wil ek met julle deel, so 'n klein deeltjie van wat Tannie Marita met ons gedeel het by die skaap vanoggend. Maria. Maria lees ons in Lukas, die deeltjie in Lukas 1 vers 38. Lees ons van die engel wat vir Maria besoek en vir haar sê: jy gaan die seun van God, jy gaan die ma wees van die seun van God. Jy gaan vir Jesus in jou maag dra, jy gaan geboorte gee aan die seun van God. En Maria antwoord toe. En sy sê, in Engels gaan ek gou eers lees, sy sê, behold, I am the servant of the Lord. May it be done according to your will. En in Afrikaans sê sy, ek is u dienaar, laat u wil geskied. En wat beteken hierdie antwoord vir Maria? Maria is 'n jong meisie. Sy is 'n jong meisie, daai tyd in haar lewe en haar kultuur sal sy, as sy nou ja sê vir God, so sy kan nou sê ja of nee. Kyk, die Here gaan niks afdwing op jou nie. Die engel het gaan besoek en vir Maria gevra en sy het gesê ja. So, he's a gentle, good God. En wat beteken dit vir Maria? Sy's 'n jong meisie, so in haar kultuur gaan sy gestenig word. So sy kan doodgaan as sy nou ja sê om die ma te wees van Jesus. Sy gaan rejected word deur almal rondom haar. Sy's 'n outcast, so sy het nou net verloof geraak. So al jou drome, as jy nou 'n vrou is wat hierso sit en luister of 'n man is, maar jy droom om eendag 'n vrou of 'n man te trou, jy droom van hierdie mooi troue, geluk wees in hierdie gemeenskap wat jy bly. Dit word weggevat, want jy gaan nie dit hê nie. So jy mag sy nie meer trou nie, sy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ons weet die einde van die storie, maar daai tyd toe sy ja gesê het, kon sy in haar gedagtes gedink het, ek kan nou doodgaan wanneer ek ja sê. Ek kan nie meer trou op die manier wat ek wou getrou het nie. My verloving mag gebreek word. Ek het nie meer hierdie droom trou nie. Ek gaan nie meer hierdie droom lewe hê nie. Die meerderheid van die mense wat vir Maria geken het, het gedink sy was 'n mal vrou gewees wat gedink het dat sy het die seun van God, dat Jesus die seun van God was, wat nie in Jesus geglo het nie. So die gemeenskap, sy was 'n outcast, hulle het gedink, hoor hierso, baie van daai mense het nog steeds nie in Jesus geglo op die ouene van die dag nie. En hulle het vir haar gesien as 'n outcast. So die hele lewe wat sy gelewe het, was 'n lewe as an outcast. As iemand wat mal is, as iemand wat nie weet waarvan sy praat nie. Dis die lewe wat sy gesê het ja voor. Sy het ook, soos, hoe moet ek die wysheid hê, Here? Hoe moet ek die kennis en die wysheid hê om die seun van God groot te maak? Hoe moet ek die genade hê? Hoe moet ek voorsien? Hoe moet ek hierdie ding doen alleen? Want hy mag dalk 'n pappa hê as ek nie trou nie. Al hierdie vrae het sy nie vir Jesus gevra nie. Sy het net gesê, ja, ek is u dienaar, laat u wil geskied. En dit is so, ja, ons is nie Maria nie, maar dit is so 'n ongelooflike voorbeeld vir vandag, wat Jesus na jou toe kom en sê, gaan jy ja sê, maar sy het nie gedink, wat gaan mense dink van haar nie, want dit is so maklik vir Christene om te dink, ek gaan nie dit doen nie, ek kan nie vir die persoon bid nie, ek kan nie dit doen of dit doen nie, want wat gaan mense dink van my? Ek kan nie ja sê vir hierdie groot opdrag wat die Here vir my gegee het nie, of hierdie ding wat die Here op my hart gelê het, want wat gaan mense dink van my? Wat as ek doodgemaak word? Wat as ek hierdie verloor? Wat as mense dink ek is weird? Wat is hierdie hoe gaan ek voorsien, Here? Ek kan nie hierdie geld vir iemand anders gee nie. Ek kan nie sou nie, want hoe gaan ek vir my eie gesin voorsien? Dit is nie wat Maria gedoen het nie. Sy stel hierdie ongelooflike voorbeeld vir ons en sy sê, Here, ja, ek is u dienaar. Laat u wil geskied in my lewe. En dit het vandag so met my gepraat en dit is eintlik al wat ek wil deel. Net hierdie versie van Lukas 1 vers 38. Vir onsself te vra, wat ook al die Here op jou hart lê, wat ook al jy deurgaan vandag. Dit is maklik om vir ons te sê, ja, ek is 'n dienaar. I'm a servant of the Lord. I love the Lord. En dan vra die Here vir ons klein goedertjies. En dan soos nee, Here, ek kan nie dit doen nie, want of ons bevraagteken hom. So vandag wil ek vir jou sê, vertrou op Jesus, God Almagtig. My gebed is dat jy vertrou, dat jy sal weet dat hy's 'n goeie pappa, soos vir Maria, soos wat hy voorsien het en nog steeds vir haar beskerm het. En ja, haar lewe in die natuurlike was nie maklik nie, maar wat 'n waardige lewe, good and faithful servant in die Gees. Sy het geboorte gegee aan Koning Jesus God Almagtig. En sy het hom beskerm en groot gemaak, sodat hy vir my en vir jou aan die kruis kon sterf. So wat ook al die Here vir jou vandag op jou hart lê,
Be faithful in the little, because if you're faithful in the little, he will reward you in the much. Dan sal hy sal vir jou bless met die groter dinge, omdat jy gehoorsaam is in die klein dinge. Omdat jy nou ja sê, sal die Here jou nie laat gaan nie. Hy sê, I will never leave you nor forsake you. Hy sê, ek het jou hand, ek gaan saam met jou. I will fight for you. Be still and know that I am God. Die hele Bybel is vol van beloftes van sê, my kind, vertrou my net, want ek is met jou. Ek het dit. Ek het net nodig dat jy ja sê en ek sal dit doen. Ons moet net 'n wessel wees. Want Maria het niks uit haar eie uitgedoen nie. Die Heilige Gees het daai babietjie in haar gesit. En die Heilige Gees het haar gelei. En die Heilige Gees het haar die mense gestuur om haar te help. En so die pad te stap verder. So, die dinge wat Jesus vir ons vra is nie naaste by so moeilik soos wat Maria moes gedoen het nie. Maar sy het dit gedoen because she was in awe of God. In die Engelse vertaling sê, she was in awe of the Lord. So laat ons vandag in awe wees van God se grootheid, sy almagtigheid, Koning Jesus, en sê, Jesus, let your will be done. I will be faithful. Ja, Jesus, ek is u dienaar, my Koning Jesus. Amen. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.